Goeiemôre Basileia familie. Lekker om julle te sien. Ek groet julle vanmôre in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, God drie enig. Die tafel wat gedek is hier agter my, dis deel van my preek en ek het vanmôre ook iemand anderster wat my gaan help met my inleiding. So julle het vanmôre 'n bietjie kreatiewe inleiding op my preek. So Henry gaan dan nou met ons ietsie deel, Henry en Saintjie. So ons sien uit ook na dit. Maar kom ons kom regtig waar ook nou in die stemming van waarom ons hier is. Hoekom het jy vanmôre kerk toe gekom? Jy moet 'n blokkie af te tik nie. Jy moet jy bang is God straf jou nie. Maar omdat jy wil. En prys die Here vir elkeen van julle wat hier is. So as ons hier is en ons sing vanmôre, dan maak ons harte oop en ons stel ons gees in op die teenwoordigheid van die Here. Sodat sy gees ons harte kan voorberei. Ons denke kan rig, bietjie weg van die wêreld af en al ons teëspoed. Sommer net hier na waar God in ons midde teenwoordig is. Kan julle daai ou lied onthou wat ons altyd gesing het, God is hier teenwoordig, laat ons bidend nader, daai ou liedboeklied, so hy is hier. So kom ons ontmoet hom nou in sy teenwoordigheid. Baie dankie Henry en Saintjie. Jy bestuur net dit wat God aan jou geleen het om te besit. Laat dit net so vir 'n oombliekie in jou gedagtes insink. Jy bestuur net wat God vir jou geleen het om te besit. In die koninkryk van die Here gaan dit soos 'n man wat eendag besluit het om op reis te gaan. En hy het al sy slawe bymekaar geroep en toe hulle so voor hom staan het hy van sy eie besittings aan hulle uitgedeel. Aan die een het hy 5 talente gegee, aan die ander ene het hy 2 gegee en aan die derde een het hy 1 gegee. So het hy dit aan hulle gegee volgens hulle bekwaamheid. En hy het op reis gegaan. Die een met die 5 talente het dadelik in die werk gespring. Hy het hard gewerk met hierdie eienaar se besittings en hy het dit verdubbel na 10 toe. Die een wat 2 gekry het, het presies dieselfde gedoen. Hy het met dit wat hy gekry het hy hard gewerk en hy het dit verdubbel en hy het daarvan 4 gemaak. Die een wat 1 gekry het die besitting van sy eienaar en die geleentheid wat hy gehad het hy gaan begrawe in 'n gat in die grond. Op 'n dag het hierdie eienaar teruggekom na sy lang reis en toe hy teruggekom het hy hierdie slawe van hom nader geroep en hy het van hulle rekenskap gevra oor hierdie eiendom van hom, hierdie besittings van hom wat hy aan hulle toevertrou het. Die een met die 5 talente het opgewonde na hom toe gekom en 10 op die tafel gesit en gesê, "U het vir my 5 gegee, ek het daarmee gewoeker en hier is vir u 10 terug." En sy woorde was, "Mooi so, goeie en getroue slaaf. Oor min het ek jou aangestel. Met baie sal ek jou vertrou." Die een met die 2 het teruggekom en hy het opgewonde 4 op die tafel neergesit en gesê, "Meneer, die 2 wat jy gegee het, daarmee het ek gewoeker en gewerk en ek het dit verdubbel, hier is vir u 4 terug." In dieselfde woorde het hierdie eienaar aan hom gesê, "Mooi so, goeie en getroue slaaf. Oor min het ek jou aangestel, met baie sal ek jou vertrou." Maar die een wat 1 talent gekry het na die meester toe gekom en hy het gesê, "U is 'n harde en 'n wrede en 'n onregverdige mens wat u slawe boelie. Ek was bang vir u en ek het die 1 talent wat u vir my gegee het ek in die grond gaan begrawe. Hier is u besitting en die geleentheid wat ek gehad het aan u terug." En die eienaar het vir hom gesê, "Jou slegte en lui slaaf. As jy dan geweet het, ek pluk waar ek nie geplant het en ek oes waar ek nie saai nie. Hoekom het jy nie hierdie besitting van my gevat en dit in die bank gaan sit sodat jy ten minste rente kon kry en dit vir my teruggebring?" Vat hierdie 1 talent van hierdie slaaf
en gee dit vir die een wat 10 het. Want ek sal die bietjie wat jy het, sal ek van jou af wegneem, en ek sal dit vir hom gee, wat baie het. En gooi hierdie man in die diep duisternis daar buite, daar waar hulle huil en op hulle tande kners. So gaan dit in die koninkryk van die hemel. En ek wil jou so 'n paar oomblikke saam met my laat reis, en ek wil sommer net hierdie gelykenis in Engels, 'n parable, wil ek sommer net op die tafel sit vanmôre, en die sambreel waaroor ons vanmôre praat is rentmeesterskap. Dit is goeie rentmeesterskap. En die definisie van rentmeesterskap beteken die bestuur van God se besittings wat hy aan sy kinders toevertrou tot sy eer, tot die uitbrei van sy koninkryk en tot die opbou van sy mense. Dis die rede waarom hy dit gegee het. 'n Parable, 'n gelykenis, in die Grieks beteken eintlik parabole, dit beteken langs aan iets neersit. So wat hy hier doen, wanneer Jesus hier in die woord kom, dan sê hy, ek vat dit wat julle ken, en ek kom sit dit langs 'n bitter belangrike geestelike beginsel van my koninkryk. En jy moet vanmôre jou verstand vat en jy moet sê, in die wêreld daar buite is daar wêreldse beginsels rondom rentmeesterskap en finansies en besittings. En dan is daar, so gaan dit in die koninkryk van die Here, beginsels. En hierdie gelykenis kom sit Jesus op die tafel om sy hart te deel met die beginsels van hoe dit in sy koninkryk werk. Ons jaartema is Basileia spoortrappers in pas met Jesus se diep voetspore. Wanneer Jesus dink aan die koninkryk, dan het hy 'n bepaalde siening. Hy gebruik hierdie gelykenis, en wanneer hy 'n gelykenis gebruik, gaan dit gewoonlik nie oor waaroor dit in die gelykenis gaan. Dit gaan oor 'n storie met 'n les, wat eintlik die geestelike waarheid wil kom uitlig en wil kom ondersteun. So daarom moet 'n mens altyd versigtig wees wanneer jy 'n gelykenis in die Bybel lees, want jy kan te veel daarin lees, of jy kan die belangrike goed wat daarin geskryf staan mis. So ek vertrou vanmôre die Gees dat hy ons sal help, dat ons iewester by alles sal uitkom, en ek gaan 'n bietjie oor die tyd, en ek wil jou vanmôre vra, om sommer net rustig te raak, want dit waaroor dit gaan vanmôre, is kernbelangrik, het jy gehoor, in ons gemeente. En om 'n Bybelse beginsel van rentmeesterskap te snap, help vir my en vir jou, om te leef, vriende, en nie net om te bestaan. Want so baie mense vandag in die wêreld, bestaan net. Hulle bestaan van een dag na 'n ander dag. Hulle bestaan letterlik van een salarischeck na 'n ander een. Hulle bestaan letterlik van, ek het vandag 'n paar rand bymekaar geskraap gekry, nou is dit uit, hoe gaan ek dit bymekaar skraap vir môre? En in die wêreld daar buite is daar 'n groot stuk gemis aan leef. En wanneer Jesus oor hierdie gedeelte praat, dan pas hy dit baie mooi in. Tussen Matteus 23 en Matteus 26 praat hy oor die eindtyd. En ons is baie geïnteresseerd oor die eindtyd, né? Ons kyk graag die goed wat op die TV is en wat gebeur in die wêreld, want dis vir ons tekens wat vir ons help om te sê die wederkoms van die Here kom nader. En wanneer ons hierdie skrifgedeelte lees, dan sien ons van hoofstuk 23 tot hoofstuk 26 vir Jesus aan die woord, en hy praat met die fariseërs en die skrifgeleerdes. En hy leer die mense, en hy praat oor hierdie belangrike tekens van wanneer hy weer gaan kom. Wanneer hierdie era verby is. En dan kan jy gerus by die huis 'n bietjie hier gaan lees. Hy gebruik 'n klomp goed, hy gebruik 'n vyeboom, hy praat met die fariseërs, en dan praat hy oor die regverdige en die onregverdige, en getroue en ontroue slaaf, en dan daai klassieke ene van die 10 maagde, né? Die 5 wat wys was, en die 5 wat dwaas was. En dan wil hy daardeur iets baie belangriks kom sê. Hy wil kom sê, soos wat hy in Matteus 24 vers 44 sê, om dieselfde rede moet julle gereed wees, want die seun van die mens kom terug op 'n uur wanneer julle die minste verwag. Soos 'n dief in die nag gaan hy terugkom na die aarde toe. En dan gaan hy op die einde van die dag kyk wat ek en jy met dit gedoen het wat hy aan ons geleen het. So in hierdie
gelykenis kom sê Jesus vir ons, terwyl julle vir my wag, moet julle gereed wees. Julle moet gereed wees, soos die 5 wyse maagde. Moenie dat ek julle omkant vang nie. Moenie net weet van my nie. Moenie net weet van wie ek is nie, maar is ek jou verlosser? Is ek jou Jesus en jou Here? Maak seker dat jy olie in jou lampe, dat jy gereed is as die bruidegom kom. Maar dan kom sê hy in die gedeelte wat daar volg, oor hierdie talente, dan kom sê hy, belangrike ding, dan kom sê hy vir my en vir jou, wat ek en jy moet doen, terwyl ons hom wag. Terwyl hy die tyd uitstel, en wag om op die regte tyd te kom, het ons 'n verantwoordelikheid. En hierdie ding staan bekend in die ouer vertalings as die 10 talente. En dan kan ons baie maklik hierdie ding verkeerd interpreteer. En dan dink ons die Here Jesus leer vir ons hieroor, terwyl julle vir my wag, moet julle asseblief as julle kan klavier speel aanmeld by die gemeente. As julle mooi kan sing, moet julle asseblief sing. As jy mooi kan houtwerk doen, moet jy asseblief houtwerk doen. Jy moet asseblief jou talente gebruik, want ek gaan op 'n dag terugkom en dan gaan ek rekenskap vra van hierdie talent wat ek vir jou gegee het. En weet jy wat, ons dryf dit baie keer ook onbybels en kan ek vanmôre vir julle ook 'n klomp goed uit die woord uitgee wat nie die waarheid is nie. Ek kan vanmôre vir jou sê, as jy nie aanmeld om te kom klavier speel in hierdie kerk, as jy 'n talent het om dit te speel nie, dan sal die Here vir jou daai talent wegvat en hy sal dit vir iemand anders gee en jy gaan in die duisternis daar buite gewerp word. Hy gaan jou buitekant uitgooi in die duisternis en daar sal jy huil en daar sal jy op jou tande kners. So as jy nie jou talent gebruik wat ek vir jou gee en waarmee ek jou toevertrou nie, sal ek as ek terugkom kyk en dan stuur ek jou hel toe. As dit jou insiening is van hierdie skrifgedeelte, mis jy dit. Talente was nie sing en musiek maak nie, dit was 'n vorm van gewig waarmee hulle in die Bybelse tyd gemeet het. En as ons in hierdie tyd gaan lees, dan koppel hulle dit aan geld. En 'n talent silwer, 'n talent goud of 'n talent brons was enorm belangrik geweest en enorm waardevol. Wanneer hierdie ou vir hierdie slawe 'n talent goud gee, dan gee hy vir hom 'n bedrag geld wat gelykstaande is aan 'n salaris vir 20 jaar. In moderne Amerikaanse dollar taal gee hy waarskynlik vir hierdie ou plus minus $15 miljoen. Die ou wat 2 talente gekry het, $6 miljoen. En die ouetjie met 1 kry $3 miljoen. 'n Enorme bedrag geld. En wanneer Jesus hierdie talent gebruik, of hierdie gelykenis gebruik, dan kom sê hy, dit wat die meester, die eienaar, aan hierdie slawe van hom toevertrou het, is enorm. Dis 'n enorme potensiaal. En dan aan die einde, dan sê hy, die bietjie wat ek vir jou gegee het, dit sal ek nog steeds vermeerder. En daardeur wil hierdie gelykenis kom sê, die eienaar besit enorm. Hy besit alles. En hierdie groot bedrag wat hy vir hierdie slawe gegee het, is eintlik klein in terme van wat hy is en wie hy is. Maar dan verwag hy en gee hy dit vir hulle volgens ook hulle bekwaamheid. Hy gee nie vir almal dieselfde nie. En dit beteken nie dat daar sekere ouens in die gemeente is of in die wêreld is wat voorgetrek word en ander wat by die swart skapies is nie. Dis in genade gee hy vir 'n ou wat 'n mikrovliegtuig kan vlieg, nie 'n Boeing 747 om 'n klomp passasiers mee oor see te vat nie. Net soos wat ek en jy moet glo dat hy ons beskerm teen die swaar en die verkeerde en die slegte, beskerm hy ons baie keer ook in terme van om sekere goed nie vir ons te gee nie, want ons is nie bekwaam vir dit nie. Maar hy kan ons toevertrou met wat hy aan ons toevertrou het, omdat hy ons ken en weet. Dis jou mondering en dis wat hy vir jou in die lewe het. En dan kom hy terug en dan soek hy rekenskap. En dan doen hierdie ding eintlik, hierdie gelykenis vir my en vir jou eintlik speel dit 'n groot les en leer dit ons 'n belangrike ding. En hier is 'n paar beginsels julle vir rentmeesterskap. Die bestuur van God se goed. Maar as ek en jy hierdie teks vandag net vat en ons stap uit hierdie gebou uit vanmôre na hierdie mooi demonstrasie en ons gaan huis toe en sê, wat het jy vandag in jou gemeente geleer? Dan leer jy, ek het 'n paar goed gehoor hoe ek 'n goeie rentmeester kan wees. Dan het jy net die een kant van die muntstuk gehoor.
Want die laaste vers van hierdie gelykenis is 'n moeilike vers en dit dwing ons vanmôre om ons ore te spits. Want wat bedoel hy wanneer hy sê, gooi hierdie nuttelose slaaf, hierdie lui slaaf in die duisternis. Gooi hom in die hel, daar waar hulle huil en waar hulle kners op hulle tande. Dit, vriende, bring vir my en vir jou 'n ander dimensie in hierdie gelykenis vanmôre wat ons nie moet mis nie. Rentmeesterskap vanmôre gaan nie net oor 'n paar praktiese beginsels oor hoe jy God se goed bestuur nie. Hierin lê ook 'n ewigheidswaarde. En ek wil sommer vanmôre begin deur by 'n paar praktiese goedjies stil te staan en dan af te sluit by die ewigheidswaarde. Ons weet net so goed soos enige iemand vanmôre hierdie dat die eienaar is Jesus, die slawe is ek en jy. Hy gee vir elkeen van ons iets. Die teks sê so mooi, hy het sy besittings aan die slawe gegee. So kom ons begin sommer net vanmôre deur te sê, ons is slawe. Paulus skryf dit so mooi in die Nuwe Testament. Ons is slawe van die Here Jesus. Hy het weggegaan, soos hierdie meester weggegaan het. Hy gaan iewers terugkom. Ons wag vir hom. Terwyl ons vir hom wag om terug te kom, moet ons met hierdie enorme potensiaal wat hy vir jou en vir my gegee het, moet ons gaan werk en woeker. Want dan gaan 'n dag kom wanneer hy terugkom en dan gaan hy rekenskap vra vir my en vir jou van dit wat ons gedoen het. Ek wil sommer vanmôre jou help, sommer net om 'n bietjie te dink. Weet jy wat is die talent wat die Here vir jou gee? Wat is hierdie enorme voorreg wat die Here vir jou gee? Die Here gee vir my en vir jou, ons het dit vanmôre mooi gehoor, geld. En as vanmôre net oor geld gaan, en jy stap hier uit en sê hierdie ouens preek net oor geld in hierdie gemeente, dan hoor jy my mis vanmôre, dan hoor jy my verkeerd, dan is jy nie in pas met God se hart nie, dan is jy nie in pas met die visie van Basileia gemeente nie, want dit gaan oor baie meer as dit. Maar geld is belangrik, dit is iets wat die Here vir jou gee. Die Here gee vir jou vermoëns. Hy gee vir jou vermoëns, talente, goeders wat jy kan doen. Hy gee vir jou gesag. Jy's iewerster in die wêreld, is jy in 'n gesagsposisie. By die skool, by die werk, waar jy ook al is. Hy gee vir jou besittings. Dalk het ek en jy nie miljoene in die bank nie, maar daai besittings wat hy vir jou gegee het, daai goed wat jy het, vertrou hy aan jou toe. Dis sy goed wat hy vir jou gee om namens hom te bestuur. Die posisie wat jy het, pa, ma, onderwyser, baas, oupa, waar jy ook al in jou lewe is 'n talent, is 'n potensiaal, is 'n besitting wat God vir jou gee. Die invloed wat jy in jou lewe het, is die talent wat God vir jou gee. So hoor jy wat ek vanmôre sê, wanneer ons oor rentmeesterskap praat, dan kom sê die Here Jesus in hierdie gelykenis, dit gaan baie meer as net jou geld. Dit gaan oor 'n beginsel wat jou geld, jou tyd, jou vermoëns, jou besittings, jou lyf, jou liggaam, jou seksualiteit, jou reinheid, wat jy daarmee maak, die omgewing 100% raak en impakteer. As jy die Here Jesus se beginsel, se sambreel beginsel van rentmeesterskap vanmôre hoor, dan vat ek en jy dit na elke terrein van ons lewens toe. Dit het 'n beginsel vir ons finansies. Dit het 'n beginsel vir hoe jy na jou lyf kyk. Eet jy net wat jy wil? Oefen jy nooit? Prop jy maar net gemors in jou lyf in? Wat maak jy met jou lyf? Wat doen ons met die omgewing? Rentmeesterskap, kom sê die Here Jesus, het met elke vlak van jou lewe te doen. Nie net met geld. En wat ek en jy het, is sy goed. Ek en jy, vriende, het niks. Niks. Hy het vir hierdie ouens van sy besittings gegee. Oordadig. Onbeskryflik groot. Met 'n enorme potensiaal. Gaan bestuur dit wat ek vir jou gee in die wêreld totdat ek terugkom. En so sit ek en jy vanmôre met 'n enorme potensiaal. Besef jy dit? Besef jy vanmôre dat die kar wat jy ry, dat die huis waarin jy bly, dat die geld wat jy het, die lyf wat jy het, die posisie wat jy het, die invloed wat jy het, die rol wat jy in hierdie samelewing speel, daar waar jy in jou gesin is, daar waar jy in die omgewing is, het jy 'n ongelooflike potensiaal en 'n opdrag van God om te sê, dis my goed, bestuur dit, sodat wanneer ek terugkom,
ek vir jou kan sê, mooi so. Jy laat sien wat doen hierdie slaaf, die ou wat 5 gekry het, woeker daarmee, werk daarmee, gebruik die geleenthede, en as die koning terugkom, dan gee hy vir hom alles terug. Hy sê nie, hoor jy het my 5 gegee, ek het vir jou gewoeker, ek hou 2 terug nie. Hy snap die beginsel. Alles wat ek ontvang het, is my eienaarsin. Ek het daarmee gaan werk, ek het die geleenthede gebruik, ek gee dit alles van terug, want niks is myne nie. Ek bestuur net wat hy vir my geleen het. So doen die ou wat 2 gekry het, presies dieselfde. Dieselfde woorde sê die eienaar vir hom, mooi so, getroue slaaf. En dan kom die derde ouetjie daar, en dan kom sê hy, ek het niks met dit gedoen wat hy vir my gegee het. Nie met die geld nie, nie met die tyd wat ek het nie, nie met my lyf nie, nie met my huis nie, nie met die omgewing nie. Ek het niks gedoen met die potensiaal wat hy vir my gegee het. Ek het dit wat hy vir my gegee het in die grond gaan begrawe. Want ek het 'n goeie rede. En ek is bang vir u. Eintlik sê hierdie slaaf vir die eienaar, want jy's 'n dief. Jy vat goed wat jy nie geplant het nie. Jy's 'n boelie man. Daarom is ek bang vir jou. Wat is jou perspektief? Wat is jou siening van God? Hierdie ou se siening van sy baas was die verskoning waarom hy dit wat sy baas hom geleen het in die grond gaan begrawe. En toe hy so voor hierdie baas staan, te sê die baas vir hom, as dit dan jou siening van my is, luister mooi. Die Here wat ek en jy dien, die meester wat weggegaan het, is nie onredelik nie. Hy is nie onbarmhartig nie. Hy is nie 'n boelie nie. Dis die persepsie wat hierdie slaaf van sy eienaar gehad het. En daardie negatiewe, slegte persepsie wat hy gehad het van sy eienaar, het die verskoning geword waarom hy alles wat sy eienaar van hom gegee het, begrawe het en nie gebruik het. Wat is jou persepsie van God? Wat is jou siening van God? Wat is jou siening van die goed wat God vir jou gee? Het dit dalk die verskoning geword waarom jy dit ook maar begrawe en bang is? Jy word nie haal toe gestuur as jy nie kom klavier speel, as jy die vermoë het om te speel. Hierdie ou het niks van sy baas verstaan. Niks. Hy was op 'n ander planeet gewees. Dit wat sy baas hom geleen het en gegee het, het hy heeltemal verkeerd geïnterpreteer. Gaan weg van my af, jy slegte slaaf. Dis amper soos die oudste seun in daai gelykenis van die 2 seuns. Die eienaar sê vir hom, as dit jou siening van my is, as ek wreed is, onbarmhartig is en 'n boelie, dan was ek en jy nog nooit in 'n verhouding met mekaar gewees. So dan gebeur met jou wat jy kies. So dan beland jy buitekant. En dan beland jy daar waar dit gehuil word en geknars word op die tande. So wat is die ewigheidswaarde? Wat wil jy hoor? Wat wil jy hoor wanneer ek en jy hemel toe gaan? Omdat ons aardse lewe tot einde gekom het, of wanneer Jesus met sy wederkoms kom. Wat wil jy hoor? Wil jy hoor mooi so getroue diensknegt? Luister mooi wat hy sê, oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom en deel in my vreugde. Of wil jy hoor, jou lui, niks werd, slegte slaaf. Vat dit wat hy het en gee dit vir die een wat baie het. Gooi hom in die duisternis daar buite. Ek glo jy wil die eerste sinnetjie hoor, mooi so. Goeie en getroue slaaf. Daar's 'n beloning wanneer ek en jy met God se goed reg werk. En ek is so bly jy's jonk vanmôre. Ek is so bly jy's 'n tiener. Ek is so bly jy's vanmôre in die laerskool en jy sit vanmôre hier en jy hoor hierdie boodskap, sodat jy vroeg in jou lewe kan begin om die Bybelse perspektief van rentmeesterskap, van God se plan, God se hart te besef en in pas te kom. God het vir jou gesê, alles wat jy het, jou iPad, jou iPhone, alles wat jy sê joune is nie joune nie. Aardsgebroke betaal jou ma en pa in elk geval daarvoor. So dit is nie eens joune nie. Maar die groter prentjie vanmôre is om te sê, as jy op 'n jong stadium in jou lewe kan agterkom dat alles wat jy het, alles wat jy doen, is God
sinne en hy vertrou vir jou daarmee, sodat jy dit vir hom kan bestuur. En jy so groot kan word, en jy so ouer kan word, en jy so kan begin werk, en jy so 'n salaris kan begin dien, en jy so 'n lidmaat kan word van 'n gemeente. Kan jy net dink wat 'n potensiaal is in jou lewe opskryf. Vriende, as jy doen wat die Here van jou verwag, met dit wat hy vir jou leen, is daar 'n beloning, hier en nou, en daar is ook 'n ewigheidsbeloning. Wat is die beloning? Wat bedoel hy, as hy sê, vat daai bietjie van daai ou weg, en gee dit vir die ou wat baie het? Die beloning is, in die hier en nou, as jy getrou is, en jy bestuur God se goed wat hy vir jou nou leen, weet jy hoe werk dit in die koninkryk? Ewe skielik kom jy agter, maar dan kom nog geleenthede op my pad. Die Here vertrou my met meer, terwyl ek hier en nou is. Die mense vra vir my al hoe meer om op sekere terreine iets te begin doen. Dis die beginsel van die koninkryk. Wanneer jy in die geringste getrou is, en God sien jy werk met dit wat hy vir jou leen verantwoordelik, dan beloon hy jou, hier en nou al. Maar ook met 'n stuk vreugde. Hy sê, kom deel nou in my vreugde. Weet jy, wanneer ek en jy God se goed bestuur, asof dit syne is, en ons werk hard daarmee, en ons bring ons kant daarmee, en ons het hierdie Bybelse perspektief, en is nie net myne meer nie, dan kry jy 'n stuk vreugde, hier binnekant in jou, waarvan die Bybel praat, wat sê, wat nie van mense afkom nie. So wanneer ek en jy besef, dat alles wat ek het, jou geld, alles wat jy het, jou tyd, is geleen vir jou, is God se, en hy vertrou vir jou om dit vir hom te bestuur, en jy bestuur dit wel, volgens Bybelse beginsels, en jy woeker daarmee, gaan jy in die hier en nou in jou lewe 'n stuk vreugde vind, wat die wêreld nie vir jou kan gee. Wat wêreldse ekonomie en wêreldse beginsels nie kan nie. Want die wêreld leer jou, dis myne, en ek gee dit vir niemand nie, ek het daarvoor gewerk. In die koninkryk gaan dit so, dis myne, ek leen dit vir jou. En as jy dit so gebruik, sal jy 'n stuk vreugde kry. Wat is die ewigheidswaarde hierin? Die laaste paar verse kom sê vir my en vir jou, dat hierdie ou nie hel toe gestuur is as 'n wedergebore kind van die Here nie. Hierdie ou was nooit op dieselfde bladsy as Jesus. Dis iemand wat nog nooit Jesus se hart gehoor het nie. Dit is iemand wat nog nooit van Jesus se manier van doen gehoor het nie. Dis iemand wat 'n ander siening het van wie Jesus is. En wanneer jou siening van Jesus is, dat hy onregverdig is, dat hy straf, dat hy nie genadig is nie, dat hy 'n boelie is, dan sê die teks en Jesus, as dit jou siening van my is, wat nie waar is nie, dan los ek jou, sodat jy self die gevolg van jou eie siening kan beleef en ervaar. En die gevolg van daai siening is nie ek wat 'n wedergebore kind van die Here hel toe stuur, omdat hy nie sy talente gebruik nie. Dis omdat iemand hel toe gaan wat nog nooit vir Jesus eers in die eerste plek aanvaar het. So die ou aan die einde wat weggestuur word en hel toe gestuur word, is iemand wat nog nooit 'n verhouding, 'n koneksie met die eienaar gehad het. So daarom hoef jy nie bang te wees vanmôre as jy 'n singstem het en jy sing nie, dat jy hel toe gaan. Maar jy maak God hartseer as jy sy besittings wat hy vir jou gegee het, sy finansies, sy tyd en sy posisie en wat dit ook al mag wees, as jy dit net vir jouself gebruik. Jy kies om arm te wees, jy kies om die geleentheid wat hy vir jou gee, die potensiaal in die grond te gaan begrawe. Dit gaan nie vanmôre oor hoeveel nie. Dit gaan nie vanmôre oor 5 of 10 of 2 of 1 nie. Dit gaan vanmôre oor die beginsel van, Here, dis u goed, wat u vir my leen, wat ek vir u wil bestuur. So moenie bang wees dat jy iewers ter hel toe gestuur gaan word nie. Maak seker jy en die eienaar het 'n wedergebore verhouding met mekaar. En dan wil ek jou vanmôre aanmoedig om die tree te gee om te sê, in my lewe wil ek graag die woorde hoor, mooi so, getroue slaaf. En van vandag af, alles wat jy het en alles wat jy is, deur 'n ander bril te begin kyk. En daarom kyk Basileia gemeente ook, en dit is nie volmaak nie, ons groei en ons probeer regtig waar, wanneer ons om die tafel sit en oor goed praat, om in pas te kom met hierdie siening van Jesus, want ons is 'n gemeente
moet ook op daai punt kom wat sê, alles wat Basileia gemeente het, is nie ons sin nie. Dis God sin, en hy vertrou ons as 'n gemeente om dit vir hom te bestuur. So daarom, dankie Henry, dat jy vanmôre vir ons mooi die goed uitgepak het, om te wys wat maak ons, want dit sê alles, Here, dis hoe ons graag u goed wys wil bestuur. En weet julle wat, ons kry om die tafel 'n stuk vrede in ons hart, wat nie van mense afkom nie. Want iewers doen ons iets reg, deur te sê, ons gee weg. Ons pot nie alles op vir onsself. Maar die diep in ons hart en in ons agterkop is ons ook gedurig besig om te sê, maar Here, hoor ons hier raak, luister ons hier raak. Is ons nie maar net daar besig om die geleenthede wat ons het, en die potensiaal wat ons het, te gaan begrawe nie. Basileia se leierskap het een visie, en dis om te hoor mooi so, getroue slawe. Oor min het ek julle aangestel, oor baie sal ek julle toevertrou, kom deel in my vreugde. Basileia leierskap in hierdie gemeente het een begeerte, en dis om 'n glimlag op God se gesig te sien. En daarom wil ek jou vanmôre nie pak slaag gee nie, en ek hoop nie jy gaan vanmôre uit met net nog 'n kerkpreek wat gegaan het oor geld nie. Ek hoop jy sien vanmôre die groter prentjie, en jy sien vanmôre God se hart wat sê, ek vertrou jou. Ek gee vir jou al my goed. Ek verskil. Dit verskil van mekaar. Julle kry nie almal dieselfde nie, maar dis die soewereine God wat besluit wie kry wat. Maar wat op die einde van die dag vir hom belangrik is om vir my en vir jou in die werk te sien. En vir my en vir jou besig te sien. En wanneer hy terugkom vir my en vir jou te kan sê, mooi so. Met hierdie potensiaal wat ek vir jou gegee het, het hy mooi gedoen. Ek is trots op jou. Ek is dankbaar. So waaroor gaan dit? Gaan sit 'n bietjie en gaan maak vir jou 'n koppie koffie en drink met jouself 'n koppie koffie en vra vir jouself, hoe gebruik jy dit wat God vir jou gee, die talent, die enorme potensiaal wat God in jou lewe toevertrou. Hoe gebruik jy dit? Luister mooi, tot voordeel en in diens van God se koninkryk. Hoe gebruik jy jou iPad in diens van God se koninkryk? Dis nie joune nie. Dis God se. Natuurlik kan jy wiskunde somme en alles daar doen en as jy boeke daarop en dis net werk. Maar het jy al ooit gedink oor, Here, hoe kan ek my iPad gebruik in diens van die koninkryk? U leer hierdie ding vir my. Dis eintlik u sin. Maar ek wil hom so gebruik dat u 'n glimlag op u gesig kry. Hoe ry jy met jou kar? Wat doen jy in daai sirkel van invloed waar jy is elke dag? Vir die koninkryk. Wat maak jy met daai geleenthede by die werk wat die Here vir jou gee? Gebruik jy dit net vir jouself? Pot jy dit net op en wil jy net meer vir jouself hê? Of het jy 'n visie wat sê, Here, wat my dryf is daardie woorde mooi so, getroue slaaf. Dit wat ek vir jou geleen het jy wel bestuur. Jy sien die filter waardeur ons goed moet begin gooi, vriende, is nie ek en jy nie. Dis die koninkryk van die Here. Want in die koninkryk van die Here gaan dit so, soos wat ek vanmôre vir jou verduidelik. En daarom is ek so dankbaar jy is deel van Basileia gemeente. En wil ek vanmôre vir jou die geleentheid gee om iets prakties te doen. En ons gaan vanmôre afsluit en jy ons vir die dankoffer opneem, julle kan my kom help. Julle kan so lank vorentoe kom en voor kom staan. Ek gaan vanmôre vir jou 'n geleentheid gee om 'n besluit te neem wat jou dankoffer aanbetref, wat jou finansies aanbetref. En dis eintlik net 'n beginsel wat ek vanmôre vir jou op die tafel wil neersit. En eintlik moet jy so 'n kaartjie vir jou gaan maak vir elke liewe faset van jou lewe. En jy moet op elke een van daai kaartjies moet jy gaan sit saam met die Here en gaan sê, in hierdie jaar wat voorlê, gaan ek wat hierdie invloed van my, hierdie middele van my, hierdie besittings van my, wat dit ook al mag wees, gaan ek dit en dat doen, sodat u koninkryk hierdeur verheerlik kan word en uitgebrei kan word. Ek gee vanmôre vir jou die geleentheid om oor jou finansies 'n paar oomblikke saam met die Here tyd te spandeer. En mag jy dieselfde oefening gaan doen met die res van jou lewe. En ek gaan vanmôre vra dat die ouens wat die dankoffer opneem, daar's by elke hoek van die tafel, van die banke, is daar so 'n kaartjie. En vir die laaste paar minute van vanoggend wil ek nie vir jou sê as jy nie jou dankoffer gee gaan jy help nie. Ek wil jou nie vanmôre verkeerdelik manipuleer deur hierdie teks en vir jou sê jy moet gee, want anders dan gaan jy in die buitenste duisternis gegooi word. Ek wil vanmôre vir jou die geleentheid gee om betrokke te raak,
sodat jy die vreugde kan ervaar van om te woeker met God se goed en die woorde te hoor mooi so. En ek wil hê dat elke gesin moet so 'n kaartjie vat. En moet asseblief dit nou nie vanmôre verbystuur nie. Moet nou nie vanmôre besluit ek gaan dit doen of ek gaan dit nie doen nie. Alles wat jy het, het jy klaar van God ontvang. So ek wil vanmôre vir jou vra, soos wat Henry gesê het, om vir 'n paar oomblikke net te sit en te sê, Here, wat my finansies aanbetref, gaan ek vir hierdie volgende jaar, gaan ek 'n tree gee. Ek gaan 'n risiko vat. Ek gaan dit wat U vir my leen, gaan ek vir U teruggee. Daai bedragie wat jy daar inskryf, gaan ons nie opcheck nie. Ons het nie 'n spreadsheet wat kyk hoeveel betaal jy nie. Dis vir jou. En dit help ons om sommer net 'n bietjie te kyk waar is ons in terme van ons jaar se begroting. Maar as jy vanmôre hierdie kaartjie vat, dan gaan jy vanmôre vir die Here sê, Here, ek vertrou vir U. Alles wat ek het, my finansies, elke liewe sent, of ek 1 miljoen het, of ek 100 rand het, of ek 10.000 rand het, beyond the point. U het vir my gegee. En U vertrou vir my. En Here, ek wil vanmôre, wil ek met U 'n ooreenkoms maak. En ek wil vanmôre vir U sê, ek wil asseblief hierdie bedrag 'n maand vir U gee. Miskien gaan jy vanmôre begin. Hier so gemiddeld 180 ouens in ons gemeente wat 'n dankoffer in die maand gee. Die potensiaal is groter. Almal van ons het klaar van God ontvang. So ek doen vanmôre beroep op jou. As jy vanmôre besluit ek gaan begin gee, maak 'n plan. Dink vanmôre, wat gaan ek gee? Dalk sit jy vanmôre en sê, ek gee al vir hoeveel jare my dankoffer. Maar ek wil groei. Ek wil nie meer 10 rand gee vir 20 jaar nie. Ek wil groei, ek wil 'n tree gee met dit wat U my vertrou het en ek wil dit opskryf. Miskien wil jy vanmôre sommer maar net vir die eerste keer begin gee. So, vat so 'n kaartjie en as jy dit vanmôre invul, is dit geen emosionele oefening vanmôre. Dis vanmôre die visie van hierdie gemeente wat sê, ons het 'n begeerte om meer te kry as wat ons nodig het, sodat ons daarmee in die koninkryk van die Here kan besig wees, sodat sy eer op die einde van die dag nie weer gedien word. Here, ek wil sommer vir U nou deur U Gees 'n oomblik kans gee om sommer net so met ons te werk. So dankie Here dat U ons vertrou met alles. Nie net met ons finansies nie, met my liggaam, met die omgewing, met my straatadres, met my kar, met my iPhone, met my huis, met die inhoud van my huis. Ek wil vanmôre sommer net sê, Heilige Gees, kom en praat nou met elkeen van ons. Dankie vir die geleentheid wat ons het om ook op hierdie terrein vanmôre 'n tree te kan gee en 'n verbintenis te kan maak en sê, Here, dankie. Dit wat U vir my gee, dit wil ek graag sinvol bestuur. En ek gaan dit vir U teruggee elke maand. Maak daai inskrywingkie op daai papiertjie. En ons gaan nou die dankoffer opneem. En as jy die dankoffer opneem, dan skeer jy die kleintjie af. En jy vat hom saam met jou. En dis jou herinnering aan vandag. En dis jou koekbak resep vandag. En dit herinner jou aan vandag. En aan die groter prentjie wat sê, dankie Here dat U my vertrou. En ek wil dit wat U vir my gee, onder andere my finansies, wil ek mooi bestuur. Die ander ene gooi asseblief vir ons in die sakkie as hy nou by jou verbykom. Ons kan 'n e-pos groep maak en ons stuur elke maand vir jou sommer net 'n briefie uit waar ons sommer net dankie sê en jou bemoedig. Basileia, ons gee sodat ons kan weggee. Ons wil so graag meer as 320-30.000 rand 'n maand inkry, sodat ons vir elke maand 'n projek kan kry waardeur ons en waarvoor ons kan weggee, sodat ons in hierdie samelewing 'n verskil kan gemaak. Ek wil jou nooi om hierdie oefening te gaan doen met die res van jou lewe ook. Moenie weer op 'n dieet gaan omdat jy vet is nie. Moenie weer op 'n dieet gaan omdat jy bang is jou cholesterol gaan te hoog of jou hart gaan nou eers in die steek laat nie. Gaan op 'n dieet, begin oefen. Hoekom? Omdat jy besef hierdie liggaam is God se en hy leen hom vir my. En daarom wil ek die beste met hierdie liggaam doen wat ek kan. So daarom begin ek beter eet en daarom oefen ek. Hierdie TV wat hy vir my gegee het, 24/7, het hy vir my gegee. Maar om die hele dag voor daai TV te sit en TV te kyk, Here, is nie goed vir my nie. Ek wil dit beter bestuur. So ek gaan minder op die TV kyk. Nie omdat ek bang is ek kry skreef die oogies nie, maar omdat ek, Here, weet dat dit goed is
en dat dit 'n goeie besluit is vir die koninkryk. As jy daai dingetjie klaar ingevul het vanmôre, wil ek vir jou uit my hart uit dankie sê. Kom ons dien hom nou met ons dankoffer. En as jy vanmôre 'n dankoffer gee, dan weet jy dat dit wat ons elke Sondag gee, dit gaan deel van ons visie word om te bestaan, maar ook om te kan lewe. Onthou, alles wat jy het, hierdie paycheck vir Here is. Wat gaan jy vir hom teruggee? Hoe gaan jy dit bestuur? Alles wat ons het, is syne. En hy vertrou vir jou om dit vir hom te bestuur tot hy weer kom. Wat wil ons hoor as hy die dag kom? Mooi so. Getroue slaaf. Oor min het ek jou aangestel, oor baie sal ek jou vertrou. Kom deel in my vrede. Wil jy God bly maak? Kom in pas met Jesus. Wat is Jesus se pas? Niks poort in jou nie. Gebruik alles wat jy het in diens van die koninkryk. Staan saam met my. Weet jy hoe lekker is dit vir my om julle vanmôre in die oë te kyk en die potensiaal in hierdie kerkgebou net raak te sien en te besef. Hoeveel talente het God nie net oor ons uitgestort. En hoe kan ons in sy koninkryk nie 'n verskil maak as ons elke een net dit goed bestuur. Mag die genade van ons Here, mag sy liefde en sy teenwoordigheid met jou wees. En mag dit vir jou lekker wees om dit wat God se is en wat hy jou mee vertrou, namens hom te gaan bestuur daar buite, sodat hy verheerlik kan word. En Here, mag ons as gemeente U goed ook so bestuur, dat U ook vir ons 'n glimlag op die gesig sal hê. Ek seën vir jou so. Dit is my gebed vir jou. Amen. Geniet die dag.